is nie 'n stapsoldaatjie nie, 'n reissoldaatjie nie, 'n vliegsoldaatjie nie. Ek is nie 'n skietsoldaatjie nie, maar ek is Jesus se soldaatjie, ja meneer. Ek is Jesus se soldaatjie, ja meneer. Ek is Jesus se soldaatjie, ja meneer. Ek is nie 'n stapsoldaatjie nie, maar ek is Jesus se soldaatjie, ja meneer. Ek is nie 'n stapsoldaatjie nie, 'n reissoldaatjie nie, 'n vliegsoldaatjie nie. Ek is nie 'n skietsoldaatjie nie, maar ek is Jesus se soldaatjie, ja meneer. Ek is Jesus se soldaatjie, ja meneer. Ek is Jesus se soldaatjie, ja meneer. Ek is nie 'n stapsoldaatjie nie, maar ek is Jesus se soldaatjie, ja meneer. Ek is Jesus se soldaatjie, ja meneer. Ek is Jesus se soldaatjie, ja meneer. Stories van die Bybel. Josafat. Hierdie is Josafat. Hy was een van die konings van Juda. Hy was 'n goeie koning. Hy het Juda versterk. En hy het gedoen wat reg was in die oë van die Here. Hy het God se gebooie gehoorsaam en God was saam met hom. Daar was ander lande rondom Juda wat oorlog teen Juda wou voer. En op 'n dag het boodskappers na Josafat toe gekom en gesê dat die leiers van 3 koninkryke op pad was na Juda toe. Josafat was vreesbevange oor hierdie nuus en het God gesmeek vir leiding. Hy het vir almal in Juda gesê om te vas. Mense van al die dorpe van Juda het na Jerusalem toegekom om God se hulp te soek. Josafat het voor al die mense gaan staan en tot God gebid. Hy het vir God se hulp gevra en gesê: O Here, God van ons voorouers, U is kragtig en magtig. Niemand kan teen U staan nie. Hy het God herinner aan die dinge wat hy voorheen vir Israel gedoen het en het hom gevra om die leiers te keer wat op pad was. Hy het gesê: Ons is magteloos teenoor hierdie magtige leer wat op pad is om ons aan te val. Ons weet nie wat om te doen nie, maar ons kyk na U vir hulp. Al die manne van Juda het voor God gestaan, saam met hul vroue en kinders. Die Gees van God het op een van die manne daar gekom en gesê: Luister, al julle mense van Juda en Jerusalem, dit is wat die Here sê, moenie bang wees nie, want die stryd is nie julle sin nie, maar God se. Hy het gesê dat hulle die volgende dag teen die leiers sou optrek, maar hulle sou nie hoef te veg nie,
want God sou by hulle wees. Toe het koning Josafat en al die mense van Israel God aanbid. Die volgende oggend het die leer van Juda uitgetrek na die slagveld. Josafat het vir hulle gesê, glo in die Here julle God, en julle sal vas staan. Josafat het die sangers voor die leer uitgestuur, en hulle het God geprys, terwyl hulle die leer gelei het. Op die oomblik toe hulle God begin loof het, het God veroorsaak, dat die leers van die ander koninkryke begin beklei het onder mekaar. God het veroorsaak dat hulle mekaar aanval. Toe die leer van Juda by die slagveld kom, was die vyand reeds verslaan, en nie een van hulle het ontsnap nie. Die leer van Juda het 'n klomp goed in die vallei bymekaar gemaak. Daar was soveel dat dit hulle 3 dae geneem het om alles te versamel. Hulle het God geprys en gedank wat aan hulle die oorwinning gegee het. Toe het hulle Jerusalem binnegetrek, terwyl hulle God geprys het wat hulle vyande verslaan het. En die koninkryk van Juda was in vrede.